Hallo, hallo, dit is Jemo Besem met Doen het net liggies. Nou dis 'n sê ding wat ek die eerste keer in Woester gehoor het en het beteken maar net, kyk jy, vat dit rustig, chill, vat 'n chill pill. Moenie nog swaar terugval nie, soos hulle in die Kaap sal sê. En veral nie met die episode nie, want dit is maar 'n is maar 'n donker episode. Die woord vir die dag hier is swart. Swart. Nou in baie gevalle, as mens vandag na die woord kyk, is daar baie negativiteit wat gekoppel is aan dit, as ons nou eerlik is met mekaar, in vergelyking met, sê sy wit counterpart, sy wit partner, die wit en die swart mos, die blokkies raaisel, die raaisel van swart en die blokkies waarin die samelewing dit insit. Die zebra crossing waarby veral ons Suid-Afrikaners staan wanneer ons die pad vorentoe wil aandurf of wil aanvat natuurlik. Nou ek sal die woord 'n bietjie van alle kante af bekyk. Interessant nou dat baie beskou wit sowel as swart nie regtig as 'n color nie, 'n kleur nie. Nou ek het een keer in 'n hoërskoolklas so kwaad geraak vir 'n ouetjie wat my heel tyd geterg het, 'n bietjie gesukkel het, jy weet, soms wil ouens maar net vir jou trek na die dark side toe. En sy naam was Eugene Adams, ek ken hom nog, so in die Kaap en rond. En ons het later dik pelle geraak en so, maar op daai stadium het ek so kwaad geraak dat ek het net swart gesien. En ek kan nou nog nie onthou presies hoe ons baklei het die dag in die klasie, want alles was net donker. 'n Ander keer het ek weer baklei met 'n ou, jy weet, hy wat hulle sê, ons kry mekaar na skool op 'n vlak. En in daai bakleier het ek 'n hou gemis. En toe ek die hou mis, want ons is op sulke sagte sand, man. So met hy linkerpoot, as hy hom intrap en hy gee die regter, toe sak hy ding en ek mis my direction is toe uit. En op daai stadium, toe kry sy regter, of hy was links of 'n ding, ek kan nie eens onthou nie, toe slaan hy my weer so met die eerste hou dat ek duiselig is. En op daai stadium het alles weer swart geraak op daai vlak. En rondom my was dit donker, ek kan niks van hy fight, ek noem het nou maar 'n fight tussen hakkies seker, want hy was die enigste hou wat ek probeer stuur het, ek kan niks van hy fight ook onthou nie, en dit is maar hoe dit is as jy die media dophou vandag, dis 'n geoor en weer oor die Illuminati vloer mos, nee, hy wit en swart blokkies, of is dit 'n skaakbord? Ek weet nie meer nie, maar dit lyk vir my asof ons wil het narrow down tot wit en swart se moves wat gemaak word. En dit maak my ook duiselig. Veral as iemand wat ek nou, jy weet, met my background of my blackground, iemand wat in beide van die blokkies, met my voete in beide kant van die blokkies staan. Nou, ek het 'n paar interessante gaste vandag op hierdie episode, en een daarvan is die baie uitgesproke kunstenaar Steve Hofmeyer. En die rede is, hy het mos nou onlangs 'n video uitgesit getiteld Diskriminasie, en het was eintlik so 'n poetic rant, as ek dit so kan stel, né? En dit was dedicated to Mr. Black Lives Matter. En so dit is nogal, dit was 'n interessante video, ek het dit gaan check, en toe dink ek, dit is maar net reg, ek moet mos nou die man ook vra oor sy opinie oor die video. Daar kan jy nog iemand saam met my, maar Steve, soos Connie de Villiers een keer gesê het gesê, dis iemand wat jy noem hom sterk medisyne. Of jy moet hom saam sterk medisyne sluk, man, maak nie saakie, geban of nie geban nie, sluk so lank 'n swart sambukaitjie vir die een, of sommer net om die swarte, of sal ek sê die swarte krag uit te daag. Toe ek daar kom met die band al begin, dit was net 'n lawaai, want die sanger kon nie sing. Ek het gekom om van haar te vergeet vir die aand. O, ag nee, maar deur al die geraas, maar net na een ronde swart sambuca, stamp ek my boots op die beat van die song. En net na 2 ronde swart sambuca, klink die sanger op die stage, soos Kenny Rogers vir my. My vir 'n dans, maar met my 2 regtervoete sien ek nie kans. Ek sê babe, vergewe my, ek is bly uitgevra, maar vanaand gaan
na die ronde swart sambuca, lei sy my na die middel van die vloer. En net na 4 ronde swart sambuca, wys ek aan moves wat geen boer nog kon doen. Na ronde 5 of ronde 6 het ek vergeet wat ek wou kon vergeet. Na ronde 7 of was het nou 8, koop ek 'n ronde vir almal daar. Net na 9 ronde swart sambuca, hoor ek die klok en gee amper oor. En net na 10 ronde swart sambuca, verloor ek die telling en begin toe maar voor. En net na 1 ronde swart sambuca, 2 ronde swart sambuca, 3 ronde swart sambuca, 4 ronde swart sambuca. Hey baby, how'd you like to go black and then have to make a difficult decision regarding whether or not to go back? Sorry, I went burnt sienna and never went back. Ready, baby? Who's this clown? Is ja, doen dit net liggies. Gepraat van liggies. Weet jy dat die gewone lightbulbs wat 'n mens kry is white light of soos hulle noem dit warm light of cool white light, kry jy dit ook? Daai is die lig wat so flash as jy op die dansvloer is. Maar voor jy ingaan by 'n Joel, is daar maar so 'n pers lig wat jou chap wys, jou bewysstuk dat jy betaal het. Die lig wat wys jy het dit of jy het dit nie. Daai is 'n black light. Black is back. 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 Black is back, baby. Volle cirkelgang. Ja, anyway, is Black Lives Matter is bijvoorbeeld is 'n voorbeeld hiervan. En is jammer dat dit altyd iets akeligs is wat dinge soos hierdie wakker maak. Soms is dit 'n knie, soos nou in die laaste geval 'n knie op iemand se nek, of in die laaste gevalle ook taking a knee vir 'n movement. Black is back. Black is back. Ja, soms is dit vir my soos al die political parties, die politieke partye wat jy nooit hoor of sien in 3 jaar, maar dan, jy weet, dan pop hulle weer uit die 4de jaar op die straatligpale en sê, ons is ook hier, ons skyn ook, ons liggies skyn ook, dans op ons beat. En elke political party se leier is 'n disco jochie, 'n DJ, swart ligte en wit ligte, is ja. Black is back. Soos een keer 'n jaar ook rondom Kerstyd in Europa. Daar kom hy blackface ding mos in daar so, jy weet, en dit is nog al 'n grief vir sommige mense en ander voel weer dis ou tradisies en is harmless. Kom ek maak 'n voorbeeld. Hallo, roep hy miskante raso, die regte miskante, gooi hy naam vir ons man. Die Kaapse klopse, jy weet, dalk, wat ek net sê, dalk met 'n wit gesig hier by ons kant, en soms maak hulle 'n swart gesiggie ook, jy weet, die blackface vibe. As hulle nog aan dans en so, maar alhoewel ek in die Kaap groot geraak het, moet ek aan byvoeg, is ek die deel van hy ryke klopse tradisie nie, so ek gaan nou nie oordeel fel nie, pun intended, en nog minder, bly ek in Nederland, waar die Zwarte Piet 'n swart gallige saak is. Nou vir julle wat nie familie is met Zwarte Piet nie, of Zwarte Piet, in ou folklore is dit nou Sinterklaas se sidekick, soos Robin van Batman, maar Batman is maar so swart.
in die movies. Platweg is dit miskien so Santa Claus as ons ken, dit is iets anders daai kant, maar as jy nou vanuit 'n ander hoek kyk, is dit dieselfde ding. Is dit Santa Claus se sidekick in a way. Okay, in 'n Europese way. Vandag is daar steeds mense wie hulle gesigte swart verf en dan hy tradisies volg waar hulle kinders vermaak en sovoorts. En sommige soos ek sê, voel of dit is maar net 'n tradisie en ander voel daai tradisie is in ignorance gebaseer and it sucks like a black hole. Hier is 'n Nederlandse aktivis en 'n rapper Skaffalau met sy opinie. Yo, bro. Yeah, I can name a list of things why Zwarte Piet is wrong, you know. Kijk, you have Sinterklaas, elite saint dressed in silk and zijde fluweel, gold jewelry with stones, gold, surrounded, you know, high on a horse and then surrounded by a bunch of black workers with blackface on, you know, acting like monkeys, talking like dumb people, you know, acting dumb. It's crazy. And even with the whole Dutch slave trade as history, it's crazy. And the worst thing about it is the discussion and the now you will see the true face behind the black face, you know. If you're black or colored here in this country and you speak out against their traditions, it's not all white people about this, you know, but a large group of white people who are down with this tradition. You see them, you will see their true face when you bring up this discussion. Kanker zwarte aap, ga maar terug naar je eigen land. Dit zijn onze tradities. We should lynch you. Stuff like that. So when you open your socials and there's a little discussion about it going on, you will read the worst you will find in a discussion or in a scheldpartij eigenlijk. It's crazy, man. The true face of the white Sinterklaas celebrator comes out, man. And now you see, when you bring up this discussion, you see how rotten some of Dutch people are, you know. Because there's a lot of white people here also who stand behind us, you know. En ze zien in waarom het fout is. But there's a large group who doesn't want to see it. You know, there's also a large group who isn't necessarily racist, but still, celebrates it like this. But in the daily life, they're not like deeply rooted racist or fascists, you know. But they still celebrate it like this. And there's also a large group who are racist, you know. And every year it also gets worse, you know. People get more physical. Their houses get thrown with rocks, and you know, people who are speaking out against Zwarte Piet are not safe. Death threats, you know, cars on fire, you know. Yeah, man, it's really bad, man. And if you now like 5 years that's like actief revolution, an actieve revolution against Zwarte Piet. And every year it gets worse, you know. But more people ze zien het in van it's wrong. So more white people also see what's wrong about it. So people get schooled, but there's a large group who's really down with Zwarte Piet and racist, and you know, and it's only getting worse. So we'll see about this year. Yeah, man, it's also in the history of Holland, man, to the slave trade, and so people are racist without even knowing it, you know. It's in their blood, it's in their, you know, that separation between people, you know, practicing that separation. You know, apartheid is a Dutch word, man, so now you know enough. Papa, black sheep, have you any wool? Yes, sir, 3 bags full. One for the
master, and one for the dame, and one for the little boy who lives down the lane. Baba, black sheep, have you any wool? Yes, sir, 3 bags full. One for the master, one for the dame, and one for the little boy who lives down the lane. Ja mense, maak nie saak of jy double thick chocolate milkshake kies nie. Of 'n dun glasie melk. Op een of ander vlak word ons as gevolg van daai keuse hanteer soos 'n swart skapie op die plaas. Veral plaaslik. Maar in plaas van die visuele, né? Miskien moet ons oë toemaak en eerder luister. Luister! Soos die groot boek met die swart cover sê. En ek sê cover mense, asseblief. Soos die groot swart boek met die swart cover sê. My sheep know my voice. Hulle ken my stem. Ek's 'n liedjie lemmer papa. Ek lem 'n liedjie. Ja, liedjie lemmer, dit is wie ek is, jemmel besem. Maar vandag lem ek nie 'n liedjie nie. Nou as ek 'n liedjie lem, beteken dit ek zoom in, sit 'n magnifying glass, vergroot glas langs jou oor, dat jy beter kan hoor. En ons kyk na dieper dinge van 'n song, maar vandag gaan ek nie 'n liedjie lem nie. Ek wil weer aspekte van klank 'n bietjie ooplem. So klas, kom ons kyk na die verskil van tussen white noise en black noise. Hierdie is white noise. Ja, dis hy klank wat jy kry as die TV afgegaan het destyds. Wanneer die programme gestop het op die TV. Klink bietjie soos 'n braai ook, né? Of 'n braai of by die beats. Ja, so hierdie is 'n tipe van 'n white noise. En hier's 'n ander voorbeeld van white noise. Check gou hierso. Klink bietjie soos outer space. Is 'n bietjie spaced out is. Ver bo. Hoog. Eintlik klink dit al as 'n mens onder die water lê met jou ore toe, net hy type feel. Hulle sê dat hierdie is baie soothing. As jy wil gaan slaap en rustig is, lekker gepaai vir die kinders, kan jy net lekker dit opsit en dan kan mense rus, of om te studeer of sulke goed, okay? Ja, so dit is typically jou white noise feel. En nou ek het 'n ding geskryf toe ek in Nederland was, jy's oor white noise. Check hom uit. Simon. Kom aan. Soos winde wat woesh, word kinders geshoesh. Maar binne my shoes staan 'n movie se broer wat bullet spoeg. Spoeg hulle fyn. Pst, 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 roep hulle almal mee. Doom gaan jou kry. Besin my skat. Woesh, sal die wind my vat. Hush, 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 plasten, as it vas it, das it. Let it burn. Soos asha, as it wash the brasse, was it. Terrier, the more the merrier. First he wanna, then he wants to marry her. So we all get shakes. Shift him in the shaft. Say, shut up met jou zwarte Piet. Is so shalom as die avonds heat. Sal my psalms so zalm eat. Slaap hulle op die mic toys. Vasgevangene buzz, maar julle is hype boys. So your shite boys. Julle maak net white noise. Anyway, kom ons gesels oor black noise. Hier is black noise. Okay, die is regtig black noise, maar dit is black noise die groep. Wat saam met POC back in the day begin het. Dit is nog, hulle is actually 'n hip-hop groep, een van die pioneers van hip-hop in Suid-Afrika. So dit is nou nie die black noise in vergelyking met wat ek die white noise noem nie. Hier is wat mense dink is black noise.
O jee, 'n ander voorbeeld is dalk hierdie ook. Homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Altyd hartseer. Homeless, we homeless, Pyn. we moonlight sleeping on a midnight lake. And we are homeless, Maar ons maak dit lekker van ook. homeless, we moonlight sleeping on a midnight lake. Dit is 'n interessante ding. Dis natuurlik die Black Noise, maar net 'n interessante side note. Jy weet, as altyd ekstra klanke wat bykom. Jy kan maar van Barry White, jy kan maar gaan na Motown, na soul en sulke goed. Tussen die note sal ons altyd geluide maak, soos hier sal jy nou hoor, grrrt, kompang, klink jy stap hier in 'n verdomde kombuis in en jy gooi alles van die counters af en alles val op die vloer, grrrt, kompang, king, or whatever, you know. Hy tipe klanke, you know, en as Barry White daar 'n song sing en tussenin gaan hy of die ouens scat 'n bietjie of jy kan dit in jazz hoor, jy kan dit in verskillende goed hoor. Maar ja, dit is nie Black Noise nie. Hierdie is Black Noise. Yep, you got it. It is dead silence. Het word beskou as black noise, as 'n absolute stilte is. Dit noem mens 'n black noise. Nou dit is ook interessant as jy kyk, gaan jy stil bly oor black goeters, swart goeters, gaan jy geraas maak daaroor. Dit het in elk geval dieselfde kwaliteit. Selfde kwaliteit is soos white noise in die verband dat dit ook help vir rus. Jy kan aan leer, so mense floreer in stilte, en al die ander goed wat wetenskaplik is. So dit is amazing. The Black Noise, die swart geraas. Nou, ek het die volgende op Facebook gekry. Nou, as jy iets great soek, moet jy my uitsoek hier op Facebook. Hier op Facebook. Facebook. Black Lives Matter. Black Lives Matter to me. Black Lives Matter a lot to me. My name is Bob James. I'm a white jazz pianist and composer. And Black Lives shaped my life. Black Lives gave me a career. Black Lives created the music that captured my heart. Black Lives encouraged me. Black Lives welcomed me into their unique indigenous jazz art form. Jazz was a black art form when I became obsessed with trying to learn it. And jazz is still and will always be a black art form. America is very lucky to have it. I feel very fortunate to have been accepted as a participant, a contributor. Early on, I remember thinking that the real jazz community was kind of a sacred, closed world. White folks better beware. But amazingly, Black lives in the jazz community let me join in. They could have pressed a knee into my neck, but they did not. They welcomed me and made it possible for me to live my dream, to play jazz in their world, where I was a minority. So I've lived a musician's life, surrounded by, nurtured by, and supported by Black lives. I'm proud to report today, June 8th, 2020, that I have zero regrets, only gratitude and love. Love for Black lives. Black friends make me feel relevant. Black musicians enrich my life. Black fans support my music. They applaud at my concerts. Sometimes they even shout out, "Go Bob," to give me confidence. They greet me warmly at the autograph table, buy me a drink at the bar, invite me to their homes. Black lives make me feel good about myself. Black lives matter to me.
Thank you, Ron Brooks. Thank you, Omar Clay. Thank you, Quincy Jones. Thank you, Eric Dolphy. Thank you, Sarah Vaughan. Thank you, Milt Hinton. Thank you, Ben Riley. Thank you, Richard Davis. Thank you, Thad Jones. Thank you, Roberta Flack. Thank you, Gary King. Thank you, Eric Gale. Thank you, Idris Muhammad. Thank you, Ron Carter. Thank you, Harvey Mason. Thank you, Roz Mason. Thank you, Grover Washington Jr. Thank you, Pat Prescott. Southern trees. Thank you, Stanley Turrentine. Barren, thank you, Ray Brown. Strange fruit. Thank you, Jack DeJohnette. Thank you, Richard T. Blood on the leaves. Thank you, Wilbert Longmire. Thank you, Johnny Hammond Smith. Thank you, and blood at the roots. Hank Crawford. Thank you, Hubert Laws. Thank you, Ralph McDonald. Thank you, Billy Cobham. Black bodies. Thank you, Buddy Williams. Swinging in the Thank southern breeze. Thank you, Milt Jackson. Thank you, Lewis Johnson. Strange Thank you, Hiram Bullock. Fruit hanging. Thank you, Earl Clue. From the poplar trees. Thank you, Nathan East. Thank you, Marcel East. Pastoral scene. Thank you, Joe of the gallant Thank you, George Butler. Thank you, Chris Jones. Thank you, Christian McBride. Them big Thank you, Brian Blade. and Thank you, El DeBarge. Mouth. Thank you, Ruben Stuggart. Thank you, Patty Austin. Thank you, Anita Baker. Magnolia. Thank you, Shantae Moore. Thank you, Al Jarreau. Thank you, Luther Vandross. Thank you, Then the Yogi sudden Horton. smell Thank you, Leonard Doc Fields. of burning. Thank you, Freddie Hubbard. Thank you, Art Farmer. Thank you, John Faddis. Thank you, Kirk Whalum. Thank you, Ruby Whalum. For the Thank you, Marcus Miller. Thank you, Paul Jackson Jr. Thank you, Larry Braggs. For the rain together. Thank you, Chris Walker. For the wind. Thank you, Ron McDaniel. To suck. Thank you, Rob Swift. For the sun. Thank you, Esperanza Spalding. To rot. Thank you, Richard Bona. For the leaves. Thank you, Jonathan Butler. Thank you, Al Turner. Thank you, Ron Otis. Thank you, Perry Hughes. Thank you, Dave McMurray. Thank you, Wayne Gerard. Thank you, Billy Kilson. And thank you, James Genus. Thank you, Questlove. Thank you, Nate Phillips. Thank you, Patrick Williams. Thank you, Tom Braxton. Thank you, Jay Williamson. Thank you, Justin Lee Schultz. Thank you, Tracy Franklin. Thank you, George. Liewe meneer Black Lives Matter en ander kniebuigers. Fooi tog man. Hoe erg? Jou revolusie so sonder enige nuwe idees. Jy sê die wêreld diskrimineer teen jou. Ek wil jou iets vra daaroor. Die wêreld, die hele wêreld diskrimineer vir jou en steeds voel jy dat niemand na jou luister en sê jy op nasionale televisie vandaliseer, brand, skiet, skop, slaan, vloek, jou broek aftrek en skuit in die strate nie. Is dit hoekom jy meneer Black Lives Matter aandring op minder polisieering? Hoe erg dat jou idee van polisieering die vastrek is van vroue vir haatspraak op jou brose ego? Hoe verskriklik dat jy op wette moet aandring met ander verplig om jou lief te hê. Hoe frustrerend vir jou dat jy ander volke se monumente mag verwoes, maar sukkel om enigiets in die plek daarvan opgerig te kry. Hoe skynheilig dat jy op wette moet aandring wat ander verplig om jou te vertrou.
wat ander verplig om jou aan te stel, wat ander verplig om jou in diens te neem, het jy geen skaamte nie. Ek en jy weet dat groot woorde soos white privilege, white fragility, white monopoly capital, eintlik maar niks anders nie, is as die verlamming, is miskien 'n robbe woord, isolasie is van jou eie voorouers. Het jy al ooit daaraan gedink om jou voorouers te blameer vir enigiets? Ek blameer my voorouers die hele tyd. Weet jy hoekom? Want my voorouers is nie gode nie, dis hoekom. Hoe neerhalend dat daar weens geskiedenis vir jou versagting is vir jou dade en misdade, asof geskiedenis met niemand anders gebeur het nie, behalwe jy. Tot redelik onlangs, meneer Black Lives Matter, was 90% van die planeet armsalige boere of slawe. Wat maak jou geskiedenis se enigste slagoffer? Nou, hoe tragies, dat jy niks weet van die wit slawe van geskiedenis nie. En nog minder weet van slawerny in Noord-Afrika vandag. Waar is Black Lives Matter in Noord-Afrika vandag? Jy, meneer Black Lives Matter, mag niks hiervan herken nie. Want dit verswak jou eise en dan kry jy dalk minder van ander mense se geld en dis waaroor dit gaan, is dit nie? Hoe vals is jy dat Black Lives Nou Matter... dit is die seker een van die mees gehate, maar ook van die mees geliefde stemme in Suid-Afrika. Dit is natuurlik Steve Hofmeyr, die sanger dan, maar ook aktivis deesdae, wat nie kwel en skaam is, as wat ek het so stel, om sy opinie te lig nie. Nou, ek het vinnig vir hom op die telefoon gekry en sommer so via WhatsApp het ons gechat, juist oor hierdie klip. Nou, jy kan die volle klip gaan luister, natuurlik op sy kanaal op YouTube. Is goed om ingelig te wees. Ek wil hê mense moet, 'n platform moet daar wees vir almal, om hulle opinions te lig. Nou, gepraat van almal, netto in die program, net so later na Steve, die chat gaan ek nou speel vir julle van ek en Steve, maar voor ek dit gaan doen, wil ek toch vir julle sê dat bly ingeskakel, want daarna gaan ek gesels saam met Dr. Ruben R. Richards. Nou, hierdie man was 'n groot gees tydens die Truth and Reconciliation setup in Suid-Afrika, maar hy het ook onlangs 'n boek uitgebring, Bastards or Humans, The Unspoken Heritage of Colored People, Origin, Identity, Culture and Challenge, Volume 1. So met hom gaan ek gesels oor sy boek en ook sy siening oor die idee van swart, maar hier is my gesels met Steve oor sy diskriminasie video. My eerste vraag is, Steve, hoekom 'n brief rig en dit uitlees of dan nou sê of hoe ook al jy dit geuiter het in Afrikaans, as jy hierdie ding rig aan meneer, ek sê dit is in quotation marks, meneer Black Lives Matter, wat as ek nou maar met thumbs sak, sal ek dink daai meneer Black Lives Matter is glad nie, of in baie gevalle nie Afrikaans sprekend nie, ook nie die tipe intelligensie wat jy toepas in jou vrae nie. Ek meen, dit is digterlike Afrikaans. Ek dink, as baie blanke Afrikaans sprekendes wat ook moet ook stilstaan en wonder hoe jy, want dit is baie digterlik, poëties geskryf of gesê. Die rede hoekom ek vra, hoekom ek het so vra vir jou, is omdat ek wonder maar, ek meen, ou kan voel, as jy so 'n video uitsit, dan stuur jy eintlik maar net van die mense aan wie dit rig, hulle gaan tog nie verstaan wat jy sê nie, maar dan beteken dit die mense wat gaan hoor, was dit dan die target market, was dit eerste vir blanke mense om dit te hoor en te verstaan, hoekom moet jy dit in sulke digterlike Afrikaans uitgesit? Ek weet daar is 'n Engelse een uit nou, maar daai eerste een is vir my belangrik. Jy wil besig met mater, ja, jy's tot 'n mate reg. Kyk, ek doen eintlik meningsstukke. As jy in die rapport byvoorbeeld 'n meningsstuk lees of 'n oop brief byvoorbeeld aan Donald Trump, word dit nou nie weggegooi omdat Donald Trump nie Afrikaans verstaan nie. Meningsstukke is, sê maar net, hierdie is my mening en dit word in my lesers se taal gedoen sodat hulle dit sal verstaan. Ek dink dis die een rede. Die tweede rede is ek kon lankal so 'n ding geskryf het oor Black Lives Matter, maar dit is eers eintlik toe die blanke ouens hulle knie begin buig.
Ek praat van ons mense wat op ons sportvelde hulle knie begin buig, wat klaarblyklik nie verstaan wat is die wyeer omvang van Black Lives Matter nie. Ek is eintlik nie eers vir so kwaad vir Black Lives Matter nie. Ek stel eintlik nie eers belang in die organisasie nie. Dis maar meer die universele sentimente van Black Lives Matter dat swartes altyd gesien moet word as slagoffers en dan heeltyd soos 'n nanny. Jy moet maar net die nanny injaag want swartes weet nie hoe om hulle self te red nie. Die swartes wat ek ken is nie so nie. Nie blankes wat ek ken is beslis nie so nie. En hulle sal saam met my daai hand van wat het ek het genoem, condescendence. Daai hand sal hulle wegklap. Maar ons wil dinge regkry. So dis maar net goed, ek hoop dit antwoord jou vraag in Hebreë, dat dit is die rede hoekom ek dit gedoen het in Afrikaans. Ek het dit natuurlik in Engels ook gedoen, na 'n baie groot aanvraag van mense wat dit weier wil stuur, maar ek doen al jare lank maar my video's in Afrikaans, amper as 'n joernalis. Dis maar my meningsstukke en ek wil hê, kyk jy moet weet dat die oorlog wat ons wen hier, ons het nog nie begin skiet op mekaar nie en ek wil nooit deel wees van so 'n oorlog nie. Hierdie is 'n propaganda oorlog. En ek wil hê daar buitekant eerstens as jy dieselfde gevoelens as ek kweek oor hierdie goeters, wil ek hê jy moet weet, hier's ek het dit vir jou verwoord, sê of jy saamstem en in my geval stem honderde duisende mense saam van alle kleure. Jy sal sien in my antwoorde in Facebook is daar self swart mense, baie bruin mense en natuurlik oorwegend blankes wat saamstem met my. So ja, ek reken dit is my antwoord op daai vraag, hoekom in Afrikaans? My tweede vraag is, aan wie rig jy dan nou hierdie ding? Aan wie rig jy dit? Omdat soms voel ek jy rig dit aan swart persoon, die gewone swart persoon daar buite, wat ook al en wie ook al onder hy swart kategorisering val. Maar soms voel ek weer dit is swart politici dalk of swart ondersteun, jy weet die mense wat swart politici ondersteun en die visies en so aan ondersteun. En soms voel ek wat jy sê is nou weer toepaslik op sê Black Lives Matter beweging dan, whatever hulle self noem. Ek as 'n bruin ou wat in sommige kringe beskou word, jy weet, aanskou word as 'n swart ou dan ook, ek weet nie, meer aldag wat alles ek is nie. Maar soms dan voel ek, jy praat met nie wit mense, lay people en dan dink ek, hy is 'n bietjie cringy, weet waar jy gaan. En ek het nie probleem met as feite op die tafel en sekere goed kan 'n mens lekker oor chat, maar ek wil graag weet met wie praat jy? Is sekere vrae gerig vir spesifieke factions, want in baie van die goed voel ek selfs ek luister die ding en dink okay, hier kwalifiseer ek nou nie, dan skiep ek, luister ek weer die volgende en intens, okay, hier kwalifiseer ek dalk. So as jy net dit dalk vir idee kan gee, ek sal like om te weet aan wie rig jy hierdie ding spesifiek. Bella, om jou vraag 2 te antwoord, ek het hom eintlik in vraag 1 geantwoord, maar jy is doodreg. As jy hom deurluister en jy kwalifiseer vir daai goeters en jy het nog nie een keer skaam gekry nie. Jy het nog nie een keer skaam gekry dat daar nou meer raswette is wat jou kan bevoordeel. Meer raswette as gedurende apartheid moet jy vir ou soos ek wat ja gestem het vir die nuwe Suid-Afrika sodat ons almal gelyk kan wees, moet jy verstaan hoekom ek dink soos ek. Dit is gerig aan almal wat die Black Lives Matter leses deel, die motto's, die sentimente, dat my opinie, sê ek aan die einde van my video is, as julle 'n klomp blanke ouetjies nou daai julle knie buig en so, wil ek hê jy moet weet, dit is hoe mens minderwaardige mense behandel en ek sal nie deel wees daarvan nie. Ek het baie goeie swart kollegas, ons is seker nie al, ek noem hulle seker nog nie broers nie, maar ons kom baie goed oor die weg. Maar dit is maar altyd 'n baie oppervlakkige gesprek. Jy kan hulle nie uitnooi vir 'n braai nie, want by 'n braai moet jy 'n bietjie dieper gesels. En dan kom dit oor die kinders, en dan hierdie kinders nou gekwalifiseer en hierdie kinders nou nie op grond van ras. En dan ewe skielik kan ons nie meer saampraat nie. Sover as wat die bruin mense aangaan, hulle kan ek broers noem, ons het 'n gemeenskaplike voorouer ergens, die Hofmeyers veral. So ek is maar so 'n bietjie bruin ook. En ek sal hom altyd so 'n bietjie anders verwoord. Ek wil hê jy moet weet dat Black Lives Matter die organisasie my nie so baie pla nie. Dit is die sentimente wat gedeel word dat daar verskriklik in die wêreld gediskrimineer word, waar hulle intussen nie vir ons een voorbeeld kan gee van geïnstitusionaliseerde
rasisme nie, wil ek hê jy moet weet, dit is nog erger in Suid-Afrika. Hier is geen geïnstitusionaliseerde enige iets nie. Jy word soms sleg behandel, soms goed, en elke keer as swarte sleg behandel word, dan sê hulle is 'n rassekaart, of iemand, dis white privilege. Ons is ook al moeg om dit te hoor, jy weet. Maar as swarte so aangaan, gaan hulle aanhoudend aangestel word in posisies waarby ons nooit sal glo dat hulle daar is op meriete nie, en dit sal verkeerd wees, want ek dink baie van hulle, indien die meeste van hulle nie, verdien dit. Ek dink nie daar is een nie blanke Springbok in die Springbok span wat nie verdien om daar te wees nie. Maar elke keer as daar so 'n ding kom soos Black Lives Matter nou maak, of die kniebuig, dan sê ek vir myself, daai ouens is reparasie-aanstellings, en dit is 'n sonde om so te begin dink as jy sport kyk. Op sport wie jy kyk, wie is die beste span en wie druk iedereen. Moenie worry oor ander stront nie. So, as sommige mense wat nog gaan na All Lives of whatever matter, kyk hier waar ek staan, glo ek alle lewens beteken iets, is sinvol, jy weet, dit is belangrik. En as ek hier kom by iemand wat, as ek by die Springbok groepe kom, dan voel ek die Springbokke is die beste, verstaan jy? Maar dit beteken nie, dit vervang iets anders nie, jy weet. Ek het eendag van my dogter gevra, of verduidelik oor liefde, toe ek nou moes weer trou. Toe moet ek haar sê, kyk, ek is lief vir die vrou, maar net soos jy is lief vir tennis speel, of jy is lief vir, dis nou my oudste dogter. En ek sê vir jy is lief vir tennis speel, maar as jy tennis speel en jy dink jy aan my nie, dit beteken nie op daai oomblik, omdat jy jouself geniet, dat jy vergeet van my nie. Of ek is nie meer belangrik in daai space nie, sien jy? So, een hoef nie die ander te vervang nie. So, mense wat All Lives Matter na toe gaan en sulke goed, sal altyd sê, maar as jy dit moet doen, soos Boeta Dippenaar se statement byvoorbeeld, dat sê, dan moet jy dan sê ek Farmers Lives Matters of sulke goed. En ek dink meeste, veral as 'n mens factually kyk, dink daaraan dat rape is verkeerd, om te roof en so aan, en of farmers nou 'n sagte teken is, en of het 'n uitmuntende slim plan is deur mense wat baie keer dieselfde mense ook afmaak as dom mense. Hoe dit ook al mag sê, dit hoef nie daai te vervang nie. Net om half veel background te gee, ek het rugby gespeel en goed, so ek van dit 'n sportperspektief af weet ek, omdat ek klein was, omdat ek dit was, omdat jy daai was, daar sekere dinge wat, it's not gonna happen for you, verstaan nie? En ek het verstaan, ek ken nie Mackay en Tini nie, of ek ken nie Ashwell, of die ouens, maar ek verstaan het, en waar die ouens hulle uitdruk, hoe hulle dit doen, ek stem nie noodwendig met alles saam nie, maar ek verstaan die uitbarsting en die shame en die humility en die klein ding, en of om 10 keer, 15 keer harder te mee te ding in sulke klas goed, hè? So ek wil net weet, met al daai goed, daai hoop, emosie en sulke goed, is daar dalk 'n ander alternatief vir enige ou om homself uit te druk in daai verband, weet? Want 10 jaar van nou af is die kans goed dat die roles weer reversed is. Weet, het begin eintlik al klaar. Maar wat is dan die option? Wat sou jy, kom ek stel dit so, as Steve president was, daai tyd toe die ANC moet oorvat, en jy was in die politici het ook maar ons ANC gestem en alles met daai hoop, wat sou jy in plek wou stel, om seker te maak, ons is hier waar ons vandag is hier, wat vir jou baie grensloos irriteer? Mater, jy het sommer 3-4 vrae daar gevra, maar dis baie goeie vrae. Luister, kom ek gee eers vir jou krediet vir daai eerste deel van jou vraag. Beteken dit as jy sê Black Lives Matter, ander lives matter nie? Luister hierson, ek is die eerste ou wat gesê het dat all lives matter is 'n redelike swak antwoord vir Black Lives Matter. Dan kan ek mos nie opstaan en march vir dooie plaasboere nie. Dan gaan hulle vir my sê, nee Pella, sit. Alle boere se lewens matter, of alle mense se lewens matter. Natuurlik, as jy daai antwoord het, dan moet jy verstaan, dis die einde van veldtogte. So, nee, ek aanvaar nie all lives matter as 'n goeie antwoord vir Black Lives Matter nie. So, as dit nie my antwoord is nie, wat is dan 'n veldtog? Wat regverdig dan 'n veldtog? Wel, wat 'n veldtog regverdig, is 'n krisis
Daar moet 'n krisis wees. En jy moet dit kan bewys. Jy moet statisties vir my kan iets konkreet voor my neersit. As jy vir my sê nee, ek dink jy daar's plaasmoord nie, dan kan ek jou nou vat. Weekliks kan ek jou vat. Vir 30 jaar, weekliks kan ek jou vat na 'n lijk toe. Ek kan jou vat na 3 aanvalle per dag toe, hoe families uitmekaar geskeur is en ou mense platgeslaan is en verdrink is, met strykysters verbrand is. Dit is 'n krisis. Black Lives Matter is nie 'n krisis nie. In die sin dat ek kan nie vir jou konkreet regtig kom bewys wat presies ons moet regmaak nie. Die oplossings vir Black Lives Matter is ook politieke oplossings. Kom ons sê nou daar is 'n probleem. Is politieke oplossings en mense wil dit nie sien op 'n sportveld nie. Hulle wil dit eintlik nêrens meer sien nie. Nie blankes nie. Hulle wil nie hoor dat dit hulle skuld is nie. Hulle wil nie hoor dat hulle moet die skuld dra vir dinge wat gebeur het gedurende slawerny in 1720 nie. Ons is al lank al gatvol daarvoor. So ja, eerstens, die beste antwoord vir Black Lives Matter is nie All Lives Matter nie. Die beste antwoord vir 'n veldtog is dat daar 'n krisis is, 'n bewysbare krisis. Daar sit Larry Elder, 'n swart man op die Dave Rubin show, 'n wit man, en die wit man sê vir die swart man, wat doen hy nou? Wat is sy probleem met systematic racism, geïnstitusionaliseerde rasisme, sistemiese rasisme? En Larry Elder, die swart man, sê vir hom, kan jy vir my 'n voorbeeld gee? En Dave Rubin kon nie. Hy kon nie een voorbeeld gee nie. 'n halfuur later in die program, toe vra Larry Elder nog steeds vir hom, ek is 'n swart man, kan jy asseblief vir my 'n voorbeeld gee van hierdie sistemiese rasisme? En hy kon nie vir hom 'n antwoord gee nie. So dit is nie 'n baie goeie voorbeeld van 'n krisis as jy nie een voorbeeld kan gee nie. Ja, jy kan vir my sê swart mense is ongelukkig, jy kan vir my sê swart mense is oorwegend arm, ek praat van wêreldwyd. Jy kan allerlei goeders vir my sê, maar ek gee maar baie voorbeelde gee van wit mense wat dieselfde probleme het. So wat ek probeer sê is, jy gaan op 'n dag moet terugkyk, jou hand in jou boesem steek en maar erken dat jou voorouers miskien nie lekker op datum was toe daar wat was, toe daar 'n oorlog was, het hulle verloor nie. Ons boere het baie graag oorloë verloor. Hoekom? Ja, ons was altyd die minderheid. Ons het gekom met klein groepies en af en toe was daar 'n oorwinning en ons sien dit as wonderwerke want ons was dan baie min geweest teen die oormag. En ons het nie teen die Zulus verloor nie, het ons teen die Khoisas verloor. Ons het teen die Khoisas verloor nie, het ons teen die Blerrie Engelse verloor en elke keer het ons goed uitgehou, maar elke keer was die oormag te groot. So dan moet jy teruggaan en sê, luister hierso, ek het daai oorlog verloor. Baie geluk, julle het gewen, ons sal weer probeer, maar wel dan, julle het gewen, ons het verloor. En ek vra vir swartes vir dieselfde. Hier het mense aangekom met 'n kompas hier in die kontinent van Afrika. En as jou voorouers nie 'n donderse kompas gehad nie, sal hier die ouens gekom het met 'n kompas. Ons boere het ook nie kompasse ontwikkel of ontdek nie. Maar ons het nie 'n probleem met die westerse tegnologie nie, met die westerse kollektiewe gewoontes nie. Ons omarm dit waar nie blankes 'n manier het om te sê nee, ons gaan hierdie westerse kultuur gaan ons afbreek tot daar net as oorbly. En as ek vir jou vra wat gaan jy daar oprig in die plek daarvan, het meeste nie blankes nie vir my 'n lekker antwoord nie, want beskawings vat miljoene jare om opgebou te word. Maar dit vat om enkele paar brande en 'n paar weke om hom af te brand. En ek dink dit is wat nou gebeur. So as jy kan nou maar maak asof jy teen die westerse beskawing is, maar ek ondersteun dit 100%. Ek dink dis 'n tried and true konsep, baie feilbare konsep, maar ek sien nie lekker plaasvervangers daarvoor nie en daarom gaan ek maar hou by die ene wat ek het. Dit is ook natuurlik die definisie van 'n konservatiewe politikus of 'n politieke stelling wat ek nou vir jou gemaak het. Jy sê dan op die einde, wat sal ek doen as ek 'n president is? Ek moet eerstens vir jou sê dat as ek die kans kry om president te word, wil ek hê jy moet weet ek gaan dit van die hand wys. Ek weet nie of ek president van hierdie land wil wees nie en ek weet nie of ek president van hierdie land wil wees met die idees wat ek het nie, want my idee sal weet daar sal geen toe-eiening wees nie. No entitlement, zero. Jy kan nie hier kom staan bakkant en sê ja maar nie, daar gaan geen ja maars wees nie. Eintlik gaan ek, as ek 'n president moet wees, teruggaan na 1993, 94. Toe ek ja gestem het vir die nuwe Suid-Afrika, het ek gesê swartes het baie verloor, nie blankes is regtig al ingedoen gedurende die geskiedenis. Wat van, ons kom by 'n punt waar ons sê, hier's 'n break-even punt. Julle kom met julle probleme en al die haat wat julle teen wites kan hê op daai stadium, of wat ook al die rede was, hoekom julle uitgesluit is uit hulle soewereiniteit uit, en dan kom ons, en ons gee ook iets op. Wat gee blankes op? Max de Pre sê, blankes het nog niks opgegee nie. Ons gee 'n alleen heerskappy op. Dit beteken jy gee jou land weg. Jy gee jou mag weg, jy gee dit weg op 'n skinkbord. En daai tipe ding kry jy nooit weer terug nie. So dis die twee dinge wat ek dink opgeoffer is, en ek het gedink daar sal van daar af aan, sal wit en swart broers en susters bly, en ons bou hierdie blerrie land op, na wat hy altyd was, een van die sterkste lande, nie in Afrika nie, in die wêreld.
Op die oomblik kompeteer ons teen Egipte vir 'n derde plek. Hierdie land en sy mense is nie enige land en enige mense nie. Ons kan die beste in die wêreld wees. Maar nou word ons teruggehou. Nou word wit, bruin en swart teruggehou deur politici. En Black Lives Matter is oorwegend 'n politieke beweging en sy oplossings is net polities. En daaroor gaan dit nie die guns kry van almal nie en ek sien nou natuurlik, ek sien baie min van die blankes wat agter dit sal staan. Natuurlik is daar so 'n paar verraaiers in elke groepie. Daar sal by jou groep ook een wees, en daar sal in die swart groep ook 'n paar wees, maar oorwegend is ek moeg hiervoor. So nee, ek sal nie 'n gewilde president wees nie, want ek wil hê mense moet regtig waar gelyk behandel word. Ek glo natuurlik nie in gelykheid as dit kom by die wêreld nie. Ek glo net daar moet gelyke access wees ten minste vir die moontlikhede daar buitekant. So ek glo in equal access eerder as equality soos die woord bestaan het. Hey, dit is so lekker om met bruin mense te praat en hulle is nie bang om hulle tale te meng nie. Lekker meng ek my tale nou. Bella, ja, maar toegang, gelyke toegang is waaraan ek glo eerder as gelykheid. Ek is nie gelyk nie. Ek is nie gelyk aan Bolt nie. Ek sal graag die 100 meter in 10 sekondes wil doen, maar ek is nie gelyk aan Bolt nie. That's nothing I can do about it. Ek is nie gelyk aan Gate en Donald Trump nie. Hulle is skatryk, ek is 'n ou sangertjie in Afrika. Ons is maar arme mense. So ek aanvaar nie regtig gelykheid as 'n antwoord nie. Ja, ek het baie ander dinge wat ek sal doen as president, maar ek en jy sal moet sit met jou nuwe 3 vrae. Dan gee ek vir jou 'n antwoord daarop. Ek het baie spesifieke idees. Wel, dit is dan nou my voorreg om met Dr. Ruben R. Richards te gesels oor sy boek Bastards or Humans, The Unspoken Heritage of Colored People. Ek wil sommer by die deur in die huis val, Dr. Richards, en vra, hoekom dink jy is hierdie boek noodsaaklik in die tye waar ons tans lewe? Ek het nou nie neergesit en besluit om 'n boek te skryf net omdat ek 'n boek wil skryf nie. Ek het al reeds 6 boeke geskryf al. So nog 'n boek. Ja, is nog 'n goeie idee. Maar hierdie boek, hy kom uit hy was 'n opsomming van 'n reeks werkswinkels wat ek gehad het omtrent genesing en versoening veral in die inheemse wêreld. Onder die inheemse mense in Suid-Afrika. En om die boek raamwerk te gee, vra ek 3 vrae wat ons almal vir onsself een of ander tyd in die lewe vra. Wie is ek? Waarvandaan kom ek? En waarheen is ek op pad? En met daardie raamwerk sit ek toe al die notatjies van die werkswinkels bymekaar en 'n groot gedeelte van daardie storie is geskiedenis. Daai vraag, waarvandaan kom ek? Meeste van ons dink nie veel daaroor nie en ons het ook nie baie inligting daaroor nie. En ek het gaan krap 'n bietjie in ons geskiedenis en daar ontdek ek nou inligting wat ek later uitvind is glad nie in ons geskiedenis kurrikulum op skool nie en so aan nie. So, ja, dis maar die agtergrond van die boek. Ek kan lang ure daaroor gesels. Is 'n tamelike 'n dik stel boeke. Hy loop oor die 1000 bladsye, maar ek het daarom so 'n kleine opsommingkie, so net oor die 100 bladsye, 'n summary van die 2 boekies in 'n pocket edition. Nou, die boek deel baie met identiteit van colored mense, soos jy sê. Beskou jy jouself as swart of bruin of wat ook al, en hoekom? Ek is 'n Suid-Afrikaner. Kom ons begin daar. Ek is in Suid-Afrika, ek is 'n Suid-Afrikaner. Maar ons het mos nou 'n obsessie in Suid-Afrika oor identiteit. Toe ek die stof uit my oë uitvee, toe's ek gebrand, soos hulle sê, as 'n Kaapse kleurling. Ek is in 1960 gebore, so in die heyday of apartheid, almal moet alle mense in Suid-Afrika moet 'n brand gegee word, 'n political brand. En daai was nou my brand. I had nothing to do with it. Ek is so gebore, so gebrand. En later van die tyd moet jy maar 'n bietjie uitwerk. Nou, wie is ek nou eintlik? Hoe werk hierdie stories? En deesdae, ek mag maar in Engels noem, want my Afrikaans is 'n bietjie, ek sukkel 'n bietjie met my Afrikaans, as jy kan uitwerk.
kom van die Kaapse vlakte af en Afrikaans wat ek op die Kaapse vlakte geleer het. Jy wil nie eintlik, maar nou ja, okay. So, ek self-identify as 'n indigenous South African persoon. Dis nou 'n cultural identity, dis nou nie 'n political identity nie. Ons het mos nou verskillende identiteite. Maar nou ja, dis maar oor die identiteit. Nou jy is van die hoogste geleerde teoloë in ons land en vanuit daai agtergrond, hoe moet Suid-Afrikaners die idee van rasisme, gelykheid of ongelykheid tackle? Daar's 'n politiese antwoord en 'n ekonomiese antwoord. Vanaf 94 het ons die politiese antwoord in die politiese mag in ons hande om te verhoed dat ons mekaar doodmaak omtrent rasisme. Ons het nog nie die ekonomiese mag in ons hande nie. En dis die soort sê die missing piece of the puzzle. Laat ek 'n ander prentjie skep. Jy kan dalk die politiese mag hê, maar sonder die ekonomiese mag gaan jy niks uitreik nie. So dis maar my uitgangspunt omtrent daardie tema as 'n groot tema. Laat ek dit so stel. Jy kan die beste motor in die wêreld hê, die beste politieke stelsel, die beste ekonomiese stelsel, maar die beste motor in die hande van 'n dronk ou is 'n tragedie. Sê vir my, wat die boek aanbetref, wat was die moeilikste ontdekking vir jou tydens jou research, veral om te digest en om uiteindelik dan te verwoord? Die moeilikste ontdekking tydens my research is, in ander woorde, wat is die goed wat seer maak, né? Die moeilikste vir my was om te ontdek dat oor die afgelope 400 jaar van geskiedenis in Suid-Afrika is ek nie aanskou as 'n volle mens nie. Nie ek nie en nie die mense wat ek represent nie. So die inheemse mense in hierdie land, die mense van kleur in hierdie land, was maar aanskou as half dier, half mens. Dis maar moeilik, dis die eerste. Die tweede is die genocide van die Khoi en die San mense, sponsored genocide deur die destydse regering. Ek weet nie of mense weet dat in die 1940s en 1950s was dit nog wettig om San mense te jag en te skiet. Dis meer as seermaak. Nee? So kom ek los dit maar net daar. Okay, Doc, sê vir my, hierdie boek is natuurlik 'n amazing boek, Bastards or Humans, Volume 1 and 2, The Unspoken Heritage of Colored People, Origins, Identity, Culture and Challenges. Maar is daar nog iets hier in die pyplyn? Man, ek het die kort antwoord is ja. Ek is besig met 'n kort boekie, ek skryf in Engels. Ek soen ook my vrou in Engels, so jy sal my vergewe. Die titel van my boek is How the Land Was Lost. En die boek gaan omtrent 'n konferensie wat plaasgevind het in 1660 tussen 40 Khoi-leiers, Khoi-leiers of Hottentotten-leiers of inheemse leiers, en die destyds besoekers aan die Kaap, verteenwoordig deur Jan van Riebeeck. Daardie konferensie het in die Kaap plaasgevind en die inheemse leiers het probeer vir Van Riebeeck te verduidelik hoe natural justice werk. Hoe werk dit in die wêreld tydens landbesit en so aan. Maar die Hollanders wil nou net niks verstaan nie en daar was nou gestryery en so aan en ja, so dis maar waaroor die boek gaan. Hoe het ons en wanneer het ons eintlik die land verloor? En wat was die meganismes en wat was die debatte en so aan. So nou ja, die boek is amper klaar. Ek is nou besig met die final edits en so aan. So ja, dis die volgende boek. Dankie Doc. Dit is dan dit vir Doen Dit Net Liggies. Onthou jy is welkom om saam te gesels. WhatsApp net by 0782465799. That's 0782465799 of soek my net Hemelbesem op sosiale media. Nou dit was 'n swaar een vandag, né? Dit was 'n swaar een. Die woord was swart.
kan nie sê Swarie is swart, maar ek hoop dat daar dalk meer lig is in die donker nou. Onthou ook, ek sit in hierdie episode, sit ek na die tyd op YouTube, nadat uitgesaai het plaaslike radio, sodat jy op jou eie tyd die nuances kan uitsas, dat jy die swart op wit kan lees, veral die ekstremiste daar buite aan alle kante van die wit of swart lyne, die SWAT teams van hulle ideologie, die blacksmiths van wat hulle dink is yster, die swart sakke vol white of black trash. Ag, maar wat weet ek het seker net 'n wit belt in swart wees, of miskien 'n swart belt in wit wees, of iets soos daai. Tot volgende week, ek is heeltemal besig. I took my baby on a Saturday date. Said if I go with you, you stay one and the same. Now I believe in miracles and I guess I'm gonna stay until the night. But if you're thinking of being my baby, it don't matter if you're black or white. I print my message in the side of the sun. I had to ban a flying strictly for none. And I told you about equality.